wat die terugvoer rondom die HIV vigs. Ons tema was ken jou status en ons het dit glad nie gevra of daarna verwys nie, maar dit het wel uitgekom in die bespreking. In die eerste plek ken jou status, dat ons daaraan dink wie ons is, sketsels van God. En dis opvallend dat dwars deur die tyd het dit daarna gekom, aanhoudend hierdie verwysing daarna, na sonde, na vergifnis, al hierdie tipe goed. Maar dan ook die status in die samelewing wat ons het, jou plek, waar mag ook dan natuurlik 'n groot rol speel en uiteraard ons gesondheidstoestand. Nou ons is gelukkig, Dries Oosthuizen is nog hier, hy was een van ons sprekers, iemand wat met die werklikheid van hierdie siekte saamleef, en ons het Lynn van Rooyen gehad saam met ons. En ek wil aansluit nou by die vorige diensgroep, in wat Kapsa vir ons gesê het, die feit, soos wat armoede in ons land verhoog, so verhoog die virus. En net so 'n stukkie statistiek vir ons wat nie daar was nie, op die laaste telling, in soverre wat daar 'n telling gemaak kan word, is daar 6.8 miljoen mense in Suid-Afrika wat met die virus leef. 340.000 hiervan is kinders onder die ouderdom van 14. En die gebied wat die meeste klim, waar daar die hoogste styging in infeksies is meisies tussen die ouderdom 14 tot 24. Ons praat almal van ons kinders, van ons jeug. As dit nie 'n wake-up call is nie, dan weet ek nie. Op 'n positiewe noot, as daar is, ons het na Dries geluister, en ek sal graag wil hê van julle ander wat nou daar was, kan dalk ook inslot. Ons tema van trauma, waar kom dit vandaan? Die hele tyd praat ons oor wat ons moet doen, en ja, ons gryp na die woord, en ons sê ook, ons het net vir mekaar gesê, dat die gedeelte in Jakobus wat sê, wys my jou geloof, wys my jou dade, en dan weet ek hoe lyk jou geloof. Maar ons sê, waar daar liefde is, daar is Christus, en ons vra wat ons moet doen. Ons moet 'n bietjie vashaak by, wie is ons? En daarom wil ek net die gedeelte verwys, waarmee ons geopen het uit Markus 1, waar Jesus die man wat melaats was, genees het. En as die man dan vir hom vra, as u wil, kan u my rein maak. En hoor net, in hierdie vers 41, Jesus se hart en sy optrede. Jesus het hom innig jammer gekry. Sy hand uitgesteek, hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil word gesond. In ons bespreking het ons nou vandag regtig by die ding uitgekom, en dit is vir ons ook gesê, as ons nou in 'n spieël kyk, en ek wil dalk vir julle almal nou vanaand hierdie selfde ding vra. As ons daarin kyk en ons kyk na onsself, dan vra ons onsself nou af, maar hoe lyk my omstandighede en my moontlikheid? Wie is ek en wat's die kans dat ek geïnfekteer kan wees of sal word? En Lynn het dit vanoggend baie duidelik uitgespel. Andries praat oor sy situasie, en so is daar baie ander wat ons ook ken. Maar dat in die groep van, was ons 24 plus die 3 van ons, in daardie groep is daar meer wat geïnfekteer is. Maar ons weet dit nie, want hoekom? Ons hak vas op hierdie ding, ons praat nie daaroor nie, ons wil nie daaroor praat nie, die stigma daaraan verbonde. Maar die hele realiteit van, maar ons is kwesbaar. En daar is 'n verskeidenheid terreine, maar net op die punt wil ek dalk net vra, as daar van die ander, wat deel was, wat dalk bietjie daarop wil reageer, of net iets wil uitlig van julle kant af. Daar agter Fanie. Wat ek ook net waardeer het van die gesprek wat ons gehad het vandag is, ons het net die stigmas aangevat van, dat dit nie net meer 'n spesifieke siekte is vir 'n spesifieke bevolkingsgroep of 'n spesifieke seksualiteit nie. Dit is 'n siekte wat enige iemand, enige tyd kan tref. Dit is onder ons, dit is onder ons eie mense, dit is orals. Dit is nie onder 'n spesifieke ras nie, dit is nie 'n spesifieke seksualiteit nie. Ons het
deur daai stigmas gebreek en dit het ek baie waardeer van die gesprek vandag. So Dankie Fani. Die ander van u wat daar was, stem nie met hom saam. Nou kan ons vra, hoekom was die oorwig by 'n ander groep en nie by ons groep nie? Maar dis nou nie klippe gooi. Gelukkig was ons 'n klein groep, so ons kon lekker met mekaar gesels. Ons het almal nodig om dit te weet, en armoede, ek het dit bly sê vir elke wat net na my kyk, die vorige keer toe die ADV by mekaar gekom het, na ons geregistreer het julle ons in busse gelaai, en ons na die plakkerskampe geneem. En ek weet, ek was persoonlik nie baie opgeklits met die idee nie, want ons gaan nie dieretuin toe nie. Maar die een ding wat my bygebly het, op die een punt in die groep waar ek was, wat daar vir ons gedeel is met die landlord, waar dit kom, dat as die ouens nou nie hulle huur betaal nie, dan moet daar onderhandel word, en dan word daar gesê, maar goed, as jy nie kan betaal nie, stuur vanaand jou vrou, of jou dogter. Sal my lewe nie vergeet, ek het nodig gehad om dit te hoor. Armoede, HIV, die volgende groep het ek by die afhanklikheid gesit. En toe dit by die alkohol en die goed kom, door die dieselfde onderwerp, toe kom hy weer op die tafel. So hierdie angels, hierdie seekat, het sy angels oral. Goed, my tyd is min. Dries, ek gaan nou sê wat ek gehoor het, want ons het jou nie gevra. Ons het regtig nie vir hom gevra, dat hy moet vir ons vertel, hoe sy getraumatiseer nie. Ek het seer gekry, uit goed wat hy gesê het, hoe hy gedeel het, oor hoe die kerk, ons, gelowiges, opgetree, geredeneer het. Maar daardie trauma wat daar is, as jy moet gaan vir 'n toets, en hy kon spot daaroor, want dis een toets wat jy hoop om te dop, as jy negatief is. Maar daar is die trauma na die ander kant ook. Die trauma om te besef, as 'n mens nou 21 jaar daarmee saamleef, gaan ons ver terug, daardie tyd, dan het jy, as jy, nou moet ek dit reg sê, maar as die diagnose gemaak is, dan is dit 'n doodsklok wat lui, die werklikheid dan, op daardie stadium, en hoe dit verander het, die trauma daarvan. Die trauma, as jy gaan aansoek doen, vir lewensversekering, finansiële voorsorg, dis wat dit is, en die mat word onder jou uitgetrek. Die trauma van hoe vriende, hoe familie, hoe die kerk reageer. En dan die trauma. En Dries, dit was vir my kosbaar. En jy kyk my nou letterlik in die oë. Maar dat hy kon sê, ander het sy storie gaan oorvertel, en dis sy storie. Met ander woorde, hierdie hele ding van, ons weet vandag, die wet sê, ons mag dit nie sê nie. Ons mag dit nie oorvertel van 'n ander nie. Maar dis sy storie, dis sy trauma, en deel van sy heling, en dis die kosbaarheid, ons het daarby uitgekom vandag, uit wat hy vertel het, sy stuk gesond word in die proses. Maar dis sy storie, sy seer. En ek dink dit geld 'n baie breër spektrum. Goed, voordat ek nou met ons voorstelle, want ons moet ons 'n resep gee, wat ons by uitgekom het, kan ek dalk hoor, is daar iemand anderste wat dalk vir ons wil deel? Daar agter. En ons moet nou vir haar luister, want hierdie dame het 'n kosbare bydrae gemaak. Wat ek ook agtergekom het en beleef het, is dat ons as Christene moenie mekaar oordeel nie. Ons moet mekaar se hande vat, want ons moet die Here se woord soek. Maar om die Here se woord te soek, moet jy dit in mekaar soek. Want ons is as een 'n tempel van God. Ons is die liggaam van God. Ons is 'n baksteen wat hy in sy tempel sit. So sonder enige iemand hier in hierdie plek buite, kan die Here nie sy tempel bou nie. So, ons moet mekaar se hande vat en nie mekaar oordeel nie. Baie dankie. Die stigma, die veroordeling, dit was die twee goed wat die hele tyd, wat 'n mens gehoor het. Baie dankie. Goed, ons het gesê, wat gaan die gemeente doen? Ons moenie oordeel nie, ons moenie 'n vinger wys nie, ons moenie veroordeel nie.
Maar hoe gaan ons dit regkry? Ons moet sisteme in plek kry en ek is jammer kollegas, dit het elke keer gekom, dan word daar gesê, maar die dominees moet daaroor preek. En ek is nou al op 'n punt en ek sê met groot piëteit, maar ons spreek uit die Bybel uit. Net 'n handboek, 'n do-it-yourself handboek nie, uit die Bybel uit. Maar hierdie harde beginsels van die liefde, dat ons nie veroordeel nie, dat ons nie vinger wys nie, dat ons lief het, dat ons help, dat ons vergewe. Daarby gaan ons uitkom. Goed. Leandrie, wil jy sê? Of kan ek maar die lys rits? Terwyl ons nou oor die HIV het die hele saak, waar is Elrisha? Nou sy stil. Maar een van die goed wat toe nou ook uitgekom het, is die hele geslagsding, en dan ook oor verkrachting, oor die hele situasie waarin ons is, en ek vermoed dit sal dan nou môre weer verder aan die orde kom, maar van die voorstel op die tafel was, hoe dat ons beraad moet wees, en dit beteken dat ons dominees, dit was die voorstel, moet 'n ryk responslys by die telefoon hê. En dit beteken, die nommers van wie is die persone wat gekontak moet word, die eerste as dit op jou skoot kom, jy moet weet wie is die maatskaplike werker, jy moet weet wie se beraader, jy moet kan weet, wat is die naaste kliniek, of wat die situasie ook al is, waarheen ons iemand kan verwys. En die belangrikste, en dit het elke keer uitgekom, dat ons uit eie geleedere, mense sal hê, broers en susters in die geloof wat bereid is, om 'n pad te loop, om saam met iemand kliniek toe te gaan. En dis moeite. En dit gaan dalk impliseer dat jy dalk ook, as 'n ding in die nag gebeur, die nag daar gaan sit saam met so iemand. Wat letterlik geïnterrogate word met al die vrae en al die toetse en al die goed wat gebeur, maar op 'n praktiese vlak. Iemand in die gemeenskap wat kan berading gee, iemand wat saamloop. Daar het 'n ding ook teruggekom na die maatskaplike werkers se kant. Daar's baie sterk gesê ons moet ons kinders inlig, en ek het 'n spanning daaroor, want eintlik gaan dit daaroor, ouers moet leiding kry. Ouers moet leiding gegee word, en wie is dit nou? Dan val dit weer terug, dat ons soos 'n organisasie, soos Raad aan die maatskaplike dienste, en ons het hulle nie oralste nie, maar dat ons leiding daar moet soek. Hierdie lyste waarvan ons praat, hierdie belangrike inligting, dat ons dalk vir Sente kan vra, dat dit daarvoor in die almanak, in daai dagstukkie boek, van ons sal kom. Is ouens wat verwys het, hoe dat nou, as gevolg van die tegnologie met WhatsApp, hoe dat daar ondersteuningsgroepe met mekaar kommunikeer, hoe dit 'n mens in voeling met bly, met die betrokke gemeenskap, met ander woorde, die polisieforum, almal wat aandeel het, wat betrokke is, waar dan mense so gehelp word. Maar die belangrikste was dat ons gesê het, maar ons moet begin in ons eie gemeente. En in ons eie gemeente, daar waar ons woon en werk, moet ons die water toets. En dit begin by ons gesindheid oor hoe ons praat, wat ons sê, en dan hoe ons optree. Ja, ek gaan nou oppak. Leandre, ek weet of jy wil byvoeg? Jo, hierso. Ek gaan nou 'n vraag vra as iemand wat nou nie aan daai kant was nie, maar nou juist die verwysing na die oorgroot diameter hierdie kant was nie daai kant nie. So tongenetjies opmerking miskien net. Een van die goed waar ek wonder, en dis waarskynlik hoekom ek nou nie vandag daai kant was nie, maar hierdie kant is, jy word gebombardeer met 'n klomp inligting. En ons het half hierdie veronderstelling ons weet. Maar nou is my vraag, dit waarmee ons gebombardeer word, en nou wil ek nie die regering byvoorbeeld blameer daarvoor nie, maar hulle het 'n sekere kampanje wat hulle volg. Onder andere een van die goed wat daarin gesê word is wees veilig. Nou, weet julle waarna ek vernoem, waarna ek verwys as ek dit sê? Ja, maar nou my vraag is, ons wat van die kerkse kant af praat, met 'n ander siening byvoorbeeld, oor verhoudings, oor hoe goed moet werk, oor wat reg is en wat verkeerd is, en ek meen, nou kom jy van die regeringse kant af met 'n spesifieke veld, tog? Hoe moet 'n mens dit goed bymekaar bring,
as jy van die een kant af sê, nee, weet jy wat, hou jouself in tot jy getroud is, byvoorbeeld, en die regering sê, wees net veilig, verstaan nie wat ek bedoel met die vraag, is hoe kry mense dit goed by mekaar? Nou moet ek mooi antwoord. Baie dankie vir die vraag. Lynn het spesifiek vandag daarna verwys by CAPSA, die Christian Aid Bureau van Suid-Afrika. Daar's altyd verwys na die ABC-metode van abstinence, be faithful and condomize. Dit was altyd die spreuke gewees. En die hartlike werklikheid, die onderwerp gaan oor seks. En ons verstaan en ons hantering daarvan, en natuurlik moet die kerk daaroor praat, en waar moet ons daaroor praat, as dit kom by huwelikskategese en al hierdie goed. En nou onthou ek in praktiese teologie, hoe professor Teens Dreyer die eerste les wat hy vir ons gegee het in huwelikskategese, toe sê hy, ons leer julle nie om seksvoorligting te gee nie, en ek gaan, dankie tog, so nou kan ek ontspan, want wat is dit? Maar hier is 'n stuk werklikheid, en dis onder andere wat ek verstaan onder die goed, wat ons ouers moet help om hulle kinders help om te verstaan, want ons sit ook met 'n klomp kultuurgoed. Op die oomblik het CAPSA is die program wat gevolg word SAFE, en Leandre het dit baie spesifiek deurloop, ek het nog uit die ander ou skool, waar ons sit met hierdie ding. Want, geliefdes, dit gaan, ja, ons stuur dubbele boodskappe. Lynn het die stuk vertel van die dominee, die NG dominee, wat in Nederland, toe dit nou gerigbaar word, dat hy nou daar is in die gesprek van die tannie wat opvlieg en sê, sex is sex and sex is sin. En daarmee saam hier hele uitdrukking van seks is 'n gawe, maar dis sonde. So wat leer ons kinders en wat verstaan ons? En dit is regtig wesentlik deel van ons probleem. Want die fokus, en dis vandag ook met statistieke gegee, soveel inligting as wat ons deurgee, ten spyte daarvan, is daar 'n styging, want hoekom? Ons sit met 'n diversiteit van probleme, van wat mense verstaan, kulture, as dit kom by kinders, as dit kom by kinders kry, as dit kom by al hierdie goeders. So dis deel van die ding. So ons vraag is, wat is die waardes wat ons lei? En op hierdie stadium, wat sê ons? Seks binne die huwelik. Dries, nou moet jy my reghelp, maar as ek reg onthou, het jy vanoggend gesê, het jy dit uitgespan en gesê, dis nou iets wat almal doen, en ons moet nie skynheilig wees nie. En ek wil opvlieg en om 'n klap gee en sê, jy moet nou mooi dink wat jy sê, want ek dink nie dis heeltemal waar nie. Maar die hele realiteit van wat verstaan ons en hoe dit beoefen, en dit is deel van ons probleem. As ons praat oor die huwelik, die werklikheid is, partykeer is die huwelik die mees onveiligste plekke, waar binne ons as kerk sê, hierdie gawe wat gekry is, wat beskore is vir die huwelik, waar dit beoefen word. En hoe gaan ons dit regmaak? Wat gaan ons doen? En ons gaan by onsself moet begin. Ons gaan daarby, maar om ons kop soos 'n volstruis in die grond te druk, dit gaan nie help nie. Dit gaan nie help nie. Ek het nie regtig jou vraag heeltemal beantwoord nie, maar ek het nie regtig heeltemal die antwoord nie. Ons doen nie, ons moet nou by die punt uitkom, ons wat voorgaan en lei. Hier was 'n hand. Dries, was Dries se hand op. Hier kom dit, wag. Goeienaand. Ek wil net graag sê dat ek dink daar's 'n paar feite wat ons in die oë moet staar. Die mensdom is maar 13.000 jaar oud, is gelowige benadering. As dit nie vir seks was nie, sou ons 13.000 jaar terug al uitgesterf het. En te midde van hierdie groot draak wat geteken is, van, as ons nou terugdink aan die vroeë 80er jaar, het hulle gesê, nee, maar binnekort is Afrika skoon, en die res van die wêreld gaan ook uitsterf, want van Afrika aftrek het oor na die ooste toe, en dan China leeg volgende, en so en so. Dit het toe nooit gebeur nie, want dit is nie so groot draak soos wat almal HIV
hy iets wil voorstel nie. Ek leef al 21 jaar daarmee saam en ek is nog steeds gesond. En ek gebruik nie enigstens enige medisyne nie. Maar wat ek vir julle probeer sê is, seks is daar, dis 'n werklikheid. Ons almal het deur seks hier gekom. Maak nou nie saak of jy dit beoefen nie. Jy kan hoog heilig en baie veilig wees en dit glad nie beoefen nie, maar jy het deur seks hier gekom. So dis 'n werklikheid wat bly voortgaan, want die wêreldbevolking word elke dag nog groter. Wake up and smell the coffee. You need to deal with it. En dan moet jy verder in aanmerking neem dat dit is die situasie, mense word met die virus besmet. Gebruik die geleentheid om Jesus aan die mense te verkondig. Want dan kan jy dalk nader na die ideaal toe beweeg, dat seks net binne die huwelik beoefen gaan word. Maar om te wil sê, wel, ons kan nou nie gaan en sê, julle moet net seks binne die huwelik beoefen nie, maar toch, hier soos veel pakkie kondome. Ek stem saam, dis 'n bietjie van 'n moeilike benadering, maar ek dink daai stapie wat kort tussenin is verkondig Jesus, dan gaan jy dalk baie nader in die waarheid kom, en dit gaan nie in die eendagse tyd gebeur. Dankie. Dankie Dominee Kathleen, nou is ek nie meer stil nie. Die belangrikste punt vir my van vanoggend was die besef van die kwesbaarheid. Almal van ons, soos ons hier sit, is kwesbaar vir hierdie ding. Dit kan met almal van ons gebeur, maak nie saak, al leef jy hoe kuis, al beoefen jy glad nie seks nie. Dit kan jou oorkom, want jy beland in 'n situasie waar jy nie wil wees nie. Jy word 'n slagoffer van verkrachting. So die syfer waar hierdie ding toeneem, is onder getroude vrouens, dames. Dis die mense wat dit die meeste kry. En hulle het niks verkeerd gedoen nie. Hulle was totaal en al onskuldig. So, dit help nie om hier te kom praat oor moraliteit en mooi broodjies te bak nie. Die probleem lê dieper. En daarmee is Dries reg. Ons moet die evangelie verkondig. Ons moet die inhoud van die evangelie begin verkondig. Dan sal mense begin gesond word. Baie dankie en ek dink dit sny dan ook aan. Is nog 'n hand, asseblief? Man, ek wil net gou vinnig bylas. Ek het geluister vir hy meneer al sê, ek dink dis Dries nee, ja. Ja, Dries. As 'n ou praat van HIV, wel, ek en my vrou, ons studeer dit nou al 6 jaar, jy weet, oor die goed wat ons aanvang met die kinders en die huise, en jy moet leer uit dit uit. Ek kan jou net een ding sê, as jy verkoue het, gaan jy het vinniger optel as 'n persoon wat HIV het. Want 'n persoon wat HIV het, of vigs het, moet stikkend gesny word, en sodra dit uitkom, die bloed of whatever, binne 3 sekondes is hy selletjie dood. Maar jy nies, en jy vat aan jou neus, en jy kom skud my hand, ek gaan baie vinniger sieker word. Die hele ding van HIV, die mense is baie onkunde uit dit, jy moet uiteindelik gaan studeer. Dit is, ja, baie mense maak dit 'n baie slegte siekte, het is nie so sleg. Daai persoon het net so goeie lewe, as wat jy buitekant het. Ja, dit word oorgedra, jy weet, as mens seks, onveilige seks, want baie mense dink, ag man, klim in die bed en kry klaar en over en dan hoof. Hulle moet net aan die gesondheid daarvan dink. Maar 'n persoon wat HIV is, het 'n baie gesonde lewe. En hy kan dalk langer as wat jy lewe. Goed, baie dankie. Daar was nog 'n hand? Nee. Miskien moet ek net my vraag 'n bietjie minder wyd gemaak het, ek het 'n bietjie meer ingefokus. En eintlik wat my vraag is op die einde van die dag, is moet ons saamwerk met die regering byvoorbeeld oor ding soos die, of moet ons ons eie ding doen? Dit is eintlik my gedagtegang gewees, want aan die een kant word daar goed gevra wat ons eintlik nie ondersteun nie. So moet ons saamwerk of moet ons eie ding doen? En ek dink dit is miskien meer 'n vraag vir die kerk in Hebreë as
as vir die regering, maar goed, ja, dis dit uit my vraag. As jy vra moet ons eie ding doen, dan verstaan ek daaronder dat ons dit dan nou vanuit 'n Christelike perspektief hierdie ding benader, maar dan dink ek, dan gaan ons by die goed vassteek, soos dat ons kyk na moraliteit, dat ons moet weier kyk. Ons kan nie sonder die regering werk, want die harde werklikheid is, op hierdie stadium, en nou moet julle wat beter weet nou vir my reg help, as iemand 'n baie hoë CD-telling het, en al hierdie goed daarmee saamgaan, en die persoon is regtig siek, dat die persoon nie kan werk nie, dan op hierdie stadium in ons land is dit so, dat so iemand sal kwalifiseer vir 'n ongeskiktheidstoelaag. Maar sodra so 'n persoon gesonder word, en al wat dit beteken is dat daai CD-telling so laag word, dat dit undetectable is, hulle kan nie agterkom nie, dan word hy of sy beskou as gesond. Die virus is nog daar, maar die virus is nie op daardie stadium dan heeltemal so in beheer nie. Dan verbeur jy daardie ongeskiktheidstoelaag, want die regering sê dan, jy is in staat om te gaan werk. En dis die dilemma, dis een van die terreine waarin ons moet kyk. Ek het vandag vertel, daar is 2 persone waarmee ek werk. Die een het die voorreg, hy kan by 'n Netcare hospitaal word hy gehospitaliseer. Hy het die beste dokters. By die werk weet almal hy het kanker. Die ander ou is 'n staatspasiënt. Hy moet in die ry gaan staan vir sy medikasie en hy kry 'n ongeskiktheidstoelaag. Hierdie 2 ouens leef in 2 verskillende wêrelde. Daai ou is die een wat die staatshospitaal en wat die staatstoelaag kry, is so afhanklik daarvan. Nou, 'n deel wat ons moet doen is, ons moet hom help. R1400, omtrent dis wat die ongeskiktheidstoelaag is. Hy moet kan bly. Dis belangrik dat hy, veral in die winter in die Kaap, 'n dak oor sy kop het, hy kan nie op straat bly nie, want dis nat, en hy moet droog wees, of sy. Hulle moet die regte kos, hulle moet gesond kan eet, dan moet kos wees, met 1400, en ek weet dit sny 'n pensioen van 'n klomp ander pensionarisse dieselfde. Shamaine, mikrofoon. Shamaine, skus, ek is op pad met hom. Willem, ek wil graag antwoord en sê dat uit my oogpunt uit, die regering het hierdie wiel ontwerp. Dit is hulle reëls en goed, maar ons verantwoordelikheid is in die eerste plek om te onthou, wat is ons? Ons is deel van die liggaam van Christus. En enige ander persoon, dit maak nie saak wie dit is nie, of hy HIV positief is, of hy TB het, of hy 'n alkoholist is, en of hy wat ook al op sy pad is nie, hy is deel van die liggaam van Christus, en ons moet liefde betoon. Dis ons opdrag. Ek wil net teruggaan na die toelaag toe waarvan Kathleen gepraat het, en ek was net so bang ons verloor daai draad wat jy gepraat het van, as hulle CD-telling 'n sekere punt bereik, dan kwalifiseer hulle vir 'n toelaag, want hulle kan nie werk nie, totdat hulle by 'n punt kom dat hulle dit nie meer doen nie. Ek en Mariaan was op 'n stadium betrokke by 'n regshulpkliniek daar in Hammanskraal. En een van die goed wat ons opgeval het, is die mense was verskriklik arm. En baie van hulle het na ons toe gekom, en ons het eventueel agtergekom, die groot probleem daar is nie dit die feit dat hulle die toelaag of ontvang of nie. Baie van hulle weet dit, met die gevolg is hulle weier om hulle AZT of hulle antivirals te drink. Omdat hulle bang is, hulle CD4-tellings kan nie meer gelees word nie, so hulle hou dit hoog, sodat hulle die geld kan kry, sodat hulle kan oorleef en kan eet. En dit was vir my skokkend om te besef, die mense gee hulle gesondheidprys, met die idee net om te kan eet en te oorleef. Baie dankie. Jy het dit gehoor, dis hierdie catch-22 situasie. Mense moet gesond word, maar aan die ander kant moet daar gehelp word, en ons kan nie almal help nie, tot wanneer? Dis belastingbetalers se geld. Ek wil dalk net sê, in terme van die model, en daarmee wil ek afsluit. Die model wat ons kan volg is die een wat CAPSA voorhou. En die SAFE, en nou Leandri, help net bietjie vir my, die S staan for Safer Practices, die A is vir Access to Treatment, vir behandeling en nutrition, en dan is die E is vir Empowerment, en die E is vir Counseling, ja, Voluntary Testing, ja, vrywillige testing. Die punt is, wat moet ons doen? Ons moet daaroor praat.
En as ons met mekaar praat en oor mekaar praat, dan moet ons terugkom by die Bybelse beginsel van dat ons respek het vir mekaar, respek het vir lewe. En hoe mense geïnfekteer word, aan die een kant is dit nie ons besigheid as iemand siek is nie, want dit is 'n siekte. Hoe hulle dit gekry het is irrelevant, hulle het dit gekry, maar aan die ander kant is dit ons betoog. Hierdie liggaam van my, ek moet met verantwoordelikheid leef. Dis 'n tempel van God en ek moet my liggaam versorg. En ek moet dit koester, want dis wat aan my toevertrou is en dis waarin ek leef. Ek dink ek gaan amen sê, Dominee Jakob. Ek weet nie, is daar iets anderste? Al die resepties wat ons het? Baie dankie. Is daar enigiemand van julle wat ten slotte enige vrae het? Hans, asseblief. Dankie Dominee Jaco, ek dink die uitdagings is verskriklik. Ek wil graag opmerking maak oor die ou wat nie sy antivirals drink nie, omdat hy bang is hy verloor sy grant. By armoede het ons gehoor, en ek wil net die syfer wat ander Dominee Jaco vir ons gegee het gou opsoek, is daar gesê dat daar tans huidiglik 26% werkloosheid in ons land. En dan onder die Afrikaners is dit 6%. En as jy nou vir 'n ou sê hy moet gesond word, dat hy kan gaan werk, en daar is nie werk nie, en die ekonomie is sleg, en alles is sleg, dink ek nie, hy gaan jou hoor nie. Wat ek probeer sê is, die seekat het ander voelers ook, dat ons dalk ook maar met die regering moet praat, om na die ekonomie te kyk, en 'n klomp dinge daar ook dalk in plek te kry, dat mense kan oorleef met die ekonomie. Dalk 'n punt wat ek maar net wil maak. En dan wat ek bietjie verder gaan, en nou steek ek my kop in 'n bynes, maar rondom die huwelik. Ek het nou al baie pastoraat in my lewe gedoen, en ek dink ander predikante kan dit ook so ervaar. Ek het al ervaar dat mans en vrouens die seksuele gebruik om mekaar sielkundig mee af te pers. Ek het dit ook al gevind dat die hele ding van seks is sonde by mans en by vrouens 'n nalatenskap laat van dat hulle self nie kan uitleef in 'n huwelik nie. Ek sê dit nou in leuke woorde. En ek dink as ons wil preek oor die huwelik en 'n punt wil maak dat die huwelik 'n veilige plek word, moet ons vir mekaar sê dat dit een van die grootste gawes is wat God man en vrou kon gee, en dat hulle dit moet waardeer, en dat hulle dit nie moet gebruik as daar konflikte kom om mekaar daarmee af te pers of te dinge nie, maar dat hulle vir mekaar moet omgee. Hulle moet een vlees word, 'n span word wat saamwerk in alles. En of dit van kinders groot maak of van alles. As jy 'n span is, dan skuif niks jou. Maar as jy nie 'n span is nie, dan kan die duiwel alles breek en verbreek. En dan is die huwelik daarmee een. Dan het ons ook nie 'n punt om te maak. Ek het nou 'n klomp goed bygesê, maar ek wou dit graag sê, dankie. Baie dankie, Dominee Hans. Kom ons vat hierdie gedeelte saam. Ek het van my kant af, Dominee Kathleen, vir julle in die werkgroep, baie dankie. Ek het waardering vir die feit dat u bereid is om oop en eerlik met mekaar oor hierdie goed te praat, want ek meen dit is juist die hele kern van dit waaroor hierdie simposium gaan. Dit help nie, ons praat oor bepaalde sake en kom ek sê dit letterlik, van ons armoede tot ons HIV-vigs, tot ons bejaardesorg. Ons moet een ding vanaand hoor, en dit is in hierdie gesprekke, die simposium gedeelte, hierdie vergadering wat Vrydag begin, die werk wat in gemeentes voortgesit gaan word is, in die laaste klompie maande, het dit vir my al hoe meer net bewus geword. Ons moet ophou praat oor goed asof dit daar is. Ons moet begin bereid te wees om hierdie goed hiernatoe te bring en verantwoordelikheid te aanvaar. En ek sluit aan by Dominee Kathleen, ons het 'n verantwoordelikheid om met verantwoordelikheid ook oor hierdie bepaalde sake te praat.